Wat leer ons van die plek Gilgal in die Bybel? Gilgal was die eerste plek waarby die Israeliete gestop het nadat hulle deur die Jordaan was. God het die Jordaan laat opdroog en hulle is deur op droë grond. Toe hulle eerste plek waar hulle kamp opgeslaan het, was by Gilgal. Nou Israeliete, hoor toe hoe die volke, die konings bang is, omdat hulle gehoor het van die God van Israel, wat hulle gehelp het om deur die Jordaan te loop. Hulle is bang want hulle sien, maar hier is iets besig om te gebeur. Voor ons deurbrake, en wanneer ons in 'n nuwe seisoen gaan, dan berei God mense se harte voor vir dit wat hy wil doen in ons omstandighede. God doen die werk. Al wat die Israeliete moes doen, is om in gehoorsaamheid te getree het in die Jordaan en deurgeloop het. En God het die res gedoen. Ook by Gilgal gebeur het is, dat God vir Josua opdrag gegee het om die volk te besny. Vir die hele tydperk in die woestyn, die 40 jaar lang, was die Israeliete nie besny. En nou sê God vir Josua, vat 'n skerp klip en besny die volk. Die besnydenis staan vir 'n verbond wat God wou sluit met die Israeliete. 'n nuwe verbond. Wanneer ons by ons Gilgal kom, by die nuwe seisoen, by die deurbrake, net voor die deurbrake in ons lewens, dan sê God, ek wil jou hart besny. Ek wil met jou 'n nuwe verbond sluit. Ons onthou die Israeliete in die woestyn gemurmureer het en terug verlang het na Egipte. Waarvoor staan Egipte? Egipte staan vir sonde in ons lewens, vir afhanklike, menslike afhanklikheid, om God nie te vertrou nie, om terug te hinker na die bekende, om nie in gehoorsaam die onbekende saam met God te tree nie. Dis waarvoor Egipte staan. So God sê vir die Israeliete, ek wil met julle 'n nuwe verbond sluit. Maar jy kan nie met jou een voet en jou hinkering in jou hart na Egipte kom by in Kanaan nie. Ek nodig dat jou hart besny word, geheel en al, dat jy oorgawe maak, geheel en al, en nie 'n gedeelte terughou nie. God sê, ek soek jou hart. Jy nie terug verlang na Egipte nie. Ek wil hê dat jy totaal oorgee in alles wie jy is, sodat ek jou kan vat deur die nuwe seisoen in jou lewe. Jy's klaar met die woestyn. Jy wag al en afwagte. Maar God sê, ek wil jou hart besny. Ek wil hê jy moet totaal oorgee, sodat ek jou kan vat verder in Kanaan. En dan lees ons ook dat die dag toe hulle Paasfees hou, die eerste Paasfees hou, daar by Gilgal, die dag toe hulle die eerste brood eet van die opbrengs van hulle hande arbeid, van die koring, daai dag toe stop die manna en die kwartels. Daai dag toe sê God, nou wil ek nie hê jy moet net leef van die wonderbrood nie. Nou wil ek hê dat jy moet begin tree in volwassenheid, dat jy kan leef van die vrug van jou arbeid. Nou wil ek hê, jy moet nie net ontvang nie. Jy moet begin gee. Jou lewe gee. Jou tyd gee vir God. God sê, ek wil nou hê, jy moet tree in volwassenheid. Want dit is nou 'n nuwe seisoen. En manna pas nie meer
by die nuwe seisoen nie. Manna was in die woestyntyd. Ek gaan jou vat tot volwassenheid in my, sê God. En dan lees ons ook dat Josua 'n man sien staan het met 'n ontblote swaard. En hy stap na die man toe en hy sê, is jy vir ons of is jy teen ons? En die man sê, nie vir een nie, maar ek is die owerhede. Ek is hoof van die owerhede van God. En Josua val op sy gesig neer voor die man, want hy besef toe dat dit 'n engel is. Die man sê vir hom, nee Josua, staan op. Want hierdie plek waarop jy staan, is heilige grond. Trek uit jou skoene. Want hierdie plek is heilige grond. Die simboliek van skoene is, wanneer ons voor God staan en ons skoene uittrek, dan sê ons, ek kom nie meer met my eie voorwaardes nie. God, ek kom na U toe. En ek sê, ek gee alles oor, sodat ek sal wandel volgens U voorwaardes, in gehoorsaamheid sal tree. En die groot plan van God in my lewe, sal toelaat in my lewe, met oorgawe. Dat ek klaar gemaak het, met Egipte, en klaar gemaak het met die woestyn, waar ek gemurmureerd en terug verlang het, na Egipte, na die bekende. Oorgawe om te sê, Here, al is dit 'n nuwe veld, al tree ek in onkunde, maar ek sê, Here, lei my verder en voort op hierdie nuwe pad. Ek gee myself. Dit is wat gebeur het by Gilgal. Nou as jy dan nou vandag by Gilgal staan en besef, maar dit is 'n nuwe seisoen in jou lewe en jy sien reeds sekere deurbrake. Jy sien reeds hoe God sekere dinge vir jou voorberei. Of dat dit in jou hart 'n warmte bring oor die plan van God in jou lewe vorentoe. Onthou van die Israeliete. Onthou die lesse wat God hulle laat leer, want jy kan nie verder in Kanaan gaan, jy kan nie verder ingaan in dit wat God vir jou beplan, as jy nie toelaat, dat God alles van jou het, jou hele hart. Wat is dit in jou gedagte wêreld, wat sê, maar Here, ek wil nie dit oorgee nie. God sê, bring selfs dit wat jy nie wil nie, sodat jy geheel en al jou hele hart gee, en nie meer jou eie planne nie, maar God se planne. Ek het baie dikwels Filippense 2 vers 13 moes bid, want dis God wat in my werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Baie keer dan vra God iets in 'n mens se lewe wat mens nie regtig wil gee nie, of jy nog nie reg is nie. Dan sê, al wat ek wil hê, jy moet na my toe kom en vra, plaas die wil in my hart, sodat ek wil, en God doen die res. Hy sê, kom na my toe. En ek sal jou vat in Kanaan. Ek sal vir jou oorwinninge bring. Want ek is jou God, sê God, maar nie meer ons voorwaardes nie, God se voorwaardes, God se planne, met oorgawe. In Jesus naam, amen.